Here ons God, dit gaan alles, maar alles net oor U. Hierdie wêreld, sy begin, sy einde. Sy elke dag se opstaan en gaan slaap. Elke oomblik van elke dag, elke ding op hierdie aarde, het U gemaak om U te eer, Here. Alles wat goed is, alles wat mooi is, en toe kom ons as mense, Here, en ons verwring en maak dit in mekaar, en maak dit stikkend, en steel die doel wat U gemaak het vir ons, en vir hierdie wêreld waarin ons leef. En ons maak dit als oor ons, Here. En dis waaroor oorlog gaan. Dis waaroor beklei gaan. Dit gaan oor selfsugtige mense met selfsugtige motiewe wat sê, ek is die middelpunt. Ons is die middelpunt. Here, ons is nie, U is. Alles gaan oor U en alles draai om U, Here. Here, ons wil vanoggend kom en ons wil vra, Here, kom praat met ons. Kom ontmoet ons waar ons is, soos ons is, Here, en kom troos ons, bemoedig ons, kom daag ons uit, om uit te staan en op te staan. Here, in plaas van om weg te kry en skaam te wees. Here, kom praat, want ons luister. Dit bid ons, Here, in U naam. Amen. Dan wil ek baie welkom sê aan almal wat by ons aansluit ook via die video, en wat nou nog nie was, toe ek die eerste keer gesê het, welkom nie voor die worship. Wat 'n voorreg vanoggend om die Here se naam te kon groot maak saam met ons musiekbediening. Ons doen vanoggend, soos wat ons begin het aan die begin van Desember laas jaar, lees ons een hoofstuk van die Nuwe Testament elke weeksdag, en elke Sondag dan preek ek oor daai 5 hoofstukke. En vanoggend se tema sluit aan by die hoofstukke wat ons die afgelope week gelees het, en ons vra die vraag, wat is in jou hande? Nou, ek weet nie van julle nie, maar toe ek 'n kind was, en deesdae se jong mense sal dit waarskynlik nie ken nie, tensy jy by jou ouma gaan kuier het, en sy nog so 'n boek het. In die ou dae was daar storieboeke vir kinders, wat sinne het, en dan sal van die woorde is uitgehaal, soos 'n blom, of 'n boom, of 'n wat ook al, en dan sal hulle die prentjie van 'n blom, of 'n boom daar sit. Sulke storieboekverhale, waar daar nie 'n groot prentjie is nie, maar klein prentjies wat woorde vervang, en dan partykeer dan jy vasgehak, want jy weet nie, is dit 'n boot of is dit 'n, nou moet ek dit net mooi uitspreek, anders dink julle ek praat lelik, 'n boot of 'n skuit, of 'n seiljag, of 'n wat ook al die prentjie is, en sodat jy die storie kon mooi reg lees. Nou vanoggend gaan ek 3 gedeeltes gebruik uit die stuk wat ons gelees het die afgelope paar weke, en ons gaan so 'n storieboek bou, met iets wat ek gesien deurloop het, deur hierdie hele paar hoofstukke wat ons gelees het. Die hoofstukke van die afgelope week, was baie gesprekke van Jesus, baie lering van sy kant af, of soos die Engels sal sê, teachings, waar hy mense so 'n bietjie op hulle plek sit, die Fariseërs en die Sadduseërs, en daar's hierdie heen en weer gevraery, en daar het 'n klomp goed gebeur. En ek sien verskriklik uit na die week wat kom, want die week wat kom begin ons met een van die mooiste boeke in die Nuwe Testament, en dis Johannes. En ek wil jou vra, as jy nog nie saam met ons hierdie hoofstukke deurlees nie, dat jy hierdie week sal inval by 1 Johannes, en dan vat jy dit saam met ons verder. Dis regtig 'n amazing journey. En so, voordat ek die Bybel oopmaak, en voor ons uit die Bybel uit gaan lees, wil ek jou vra om saam met my te verklaar. Voor ons Bybels oopmaak, verklaar ons wat die Bybel is, en wat dit vir ons beteken. Hierdie woorde kom uit God se woord, en ons verklaar daarmee dat ons oop is vir God se gees, en dat hy met ons kan kom praat. Ek verklaar nou dat hierdie wat ek in my hand vashou, of wat op hierdie podium staan, is my Bybel. Dis die onfeilbare woord van God, dis die swaard van sy Heilige Gees. God het dit geïnspireer om my en jou te onderrig, om verkeerdhede in ons lewe te weerlê, om ons reg te wys, en om by ons die regte leefstyl te kweek. Daai woorde kom uit 2 Timoteus 3 vers 16. Hierdie is wat God my gebruik, om as sy kind my voor te berei vir sy roeping, om my toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek vir hom moet doen. Wanneer ek die Bybel lees, dan is ek oop en ek is ontvanklik. Ek is bereid om my leefstyl aan te pas by wat God my leer, eerder as om dit aan te pas by die wêreld of by wat ek dink is reg. Spreek God, ek luister. Nou ja, vanoggend se eerste prentjie wat ons gaan na kyk, is 'n vyeboom. Lukas 19 vers 1 tot 10. Ek gaan nie al die gedeeltes lees wat ons vanoggend oor praat nie, anders gaan ons heel oggend besig wees.
Maar ek gaan hierdie een lees. Lukas 19 vers 1 tot 10 is die opskrif, Jesus gaan tuis by Saggeus. Nou as jy nog uit die ou dae kom en jy kinderkraans gehad, dan sê onthou, Saggeus was 'n kleine man, en 'n baie kleine man was hy klim toe op in die wille by vye boom, en die res van die woorde ken ek nie. Jesus het by Jerigo binne gaan en daar deur die stad gestap. Onthou julle Jerigo uit die Ou Testament, waar die mense in die ronde gestap het, op die 7de dag, toe maak hulle 'n groot geraas, toe val al die mure in mekaar, en dis hoekom ouers hulle kinders se radio sagter maak. Nee, ouers maak hulle kinders se radio sagter, want as jy 7 dae in 'n ry jou musiek te hard luister, gaan die huis in mekaar val. Nee, ek speel, is nie regtig die waarheid nie, maar dit was die Jerigo in die Ou Testament, het dit gebeur. Daar was iemand met die naam Saggeus, hy was die hooftollenaar en 'n baie ryk man. Want hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is, maar hy kon nie vanweë die skare en omdat hy baie kort was. Hy het vooruit gehardloop om voor te kom en in 'n vyeboom geklim om Jesus te sien, omdat Jesus daar sou verbygaan. Toe Jesus by hierdie bepaalde plek kom, met ander woorde by hierdie boom, het hy opgekyk en in die boom sien hy vir Saggeus so deur die blare en die vye. Saggeus was letterlik deur die blare gewees, nê? So Saggeus klim haastig af, sê Jesus vir hom, want ek wil vandag by jou tuis gaan. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus opgewonde ontvang. En almal wat dit gesien het, het geprotesteer en gesê, hy het jou werklik tuis gegaan by 'n sondige man. Sies, kyk waar kuier hy, kyk waar kuier Jesus, kyk by wie lê hy rond, kyk by wie eet hy, by iemand wat mense se geld steel en bedrog pleeg, dis wat mense gesê het. Maar Saggeus het egter openlik gereageer en vir die Here hierdie gesê, Here, ek gaan die helfte van my besittings aan die armes gee, en as ek iets van iemand met 'n slenter bekom het, gee ek dit 4-dubbel terug. Jesus sê toe vir hom, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, die seun van die mens, het gekom om wat verlore is te soek en te red. Tot sover ons eerste gedeelte. Nou, ek wil vinnig vir jou iets vertel, eers oor 'n vyeboom. Nou, ek het prentjies gaan Google, dis beslis nie die gemaklikste boom om te klim nie. Gaan kyk gerus hoe lyk 'n vyeboom, is 'n baie moeilike boom om te klim, maar in elk geval, die vyeboom in die Ou Testament, en ons sien dit ook in Matteus, Markus, Lukas, wat ons al gelees het, dat Jesus staan voor 'n vyeboom en dan vervloek hy die boom, en ons het gepraat daaroor al in die verlede, en ons het gesê, maar die vyeboom in die Ou Testament was 'n metafoor vir Israel, die volk Israel, en as jy my nie glo nie, gaan lees in Hosea 9 vers 10 en Jeremia 24 vers 1 tot 10, dan gebruik hulle die beeld dat Israel is soos 'n vyeboom, wat vrug moet dra op sy regte tyd. En dan kom Jesus mos by die boom, en dan dra die boom nie vrugte nie, en dan vervloek hy die boom, as 'n teken om te sê, maar Israel het hom verwerp. Israel het sy rug op God gedraai, en dis nie toevallig dat Saggeus 'n vyeboom geklim het nie. Want Jesus wou met daai hele beeld, met daai hele situasie, met al daai gebeure, wou hy sê, Israel, jy is die vyeboom, maar ek het jou vervloek 'n paar hoofstukke terug, want jy dra nie vrug nie. Nou klim iemand jou takke, 'n sondaar, iemand wat jy op neerkyk en afkyk, en wat jy afgesny het uit die Joodse volk uit, omdat hy by Jode geld steel. En juis hierdie man kom tot verlossing. So Jesus kom met hierdie storie en hy kom sê, maar hy kom om te soek en te red die wat verlore is, en dis ek en jy, of jy Jood is of nie. Jesus kom met hierdie beeld en hy sê, ek het in die Ou Testament het ek Israel gekies, sodat daar deur Israel al die nasies geseën kan word. God het nooit gesê net Jode gaan hemel toe nie. Hy het met die roeping van Abraham in Genesis 12 het hy gesê, ek kies jou as 'n voorbeeld, sodat in jou al die nasies van die aarde God kan leer ken en geseën kan word, en die Jode dit deur die eeue verkeerd verstaan en gedink hulle is die enigstes en hulle is die uitverkorenes. So Jesus kom en hy kom staan by hierdie boom, by hierdie man kort van statuur, groot in geld, en Jesus sien nie 'n sondaar nie. Jesus sien iemand wat verlore is, iemand wat verward is, iemand wat vasgedraai het in sy eie wêreld, iemand wat ryk geword het
en wat gekyk het na tydelike goed en daarin probeer vreugde en vervulling soek het en hoe meer hy dit gekry het en hoe ryker hy geword het, hoe meer is hy afgesny en hoe meer is hy weggestoot en hoe meer het mense hom uit hulle lewens uitgegooi. En die mense wat hy geken het en wat hy sy vriende genoem het, was net die wat saam met hom gekuier het vir sy geld. Maar hy loop in Jesus vas, letterlik en figuurlik. En Jesus sê vir hom, klim af uit die boom uit, en in daai oomblik gebeur hierdie ontmoeting tussen Jesus en 'n sondaar. En op daai punt is presies waar ek en jy deel word van hierdie storie. Dis presies waar ek en jy moet sê, maar wat is die boom wat ek besig is om te klim in my lewe? En as Jesus my uit daai boom uitroep en hy sê, kom staan hier voor my, is ek bereid om uit die boom uit te klim? Is ek bereid om te sê, ek is daai man wat sê, ek loop in Jesus vas? Tot hiertoe in my lewe het ek gedit en gedit en gedit, en ek het dit gejaag en dat gejaag, en ek het in my lewe was ek nie altyd eerlik en opreg in die manier wat ek opgetree het nie, het ek sonde gepleeg, en nou sien ek God vir wie hy is, en ek sien Jesus vir wat hy gedoen het om vir my in 'n kruis te sterf, en ek besef ek is vuil, ek is 'n sondaar, en ek is verlore, en niks wat ek op hierdie aarde bymekaar maak, gaan my red nie. Is ek en jy die een wat voor Jesus neerval en sê, Here, vergewe my, dit wat ek aan ander gedoen het, dit wil ek regstel as dit binne my vermoë is, dit wat ek verkeerd gedoen het in U, o Here, dit kom in U, o Here, dit bely ek. Is ek en jy Saggeus? Het jy al Jesus se redding gevat? Jesus se uitnodiging wat vir jou sê, klim uit daai boom uit. Hou op, kom staan hier voor my. Het jy al vir Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet? Het jy al jou lewe vir hom gegee? Dit is die eerste deel van hierdie storie. En die tweede deel van die storie is net die volgende paar verse wat ek nie vir jou gaan lees nie. Maar wat vir my verskriklik interessant was om te lees, want in die eerste evangelies, wanneer hierdie gelykenis vertel word, dan kom daar 'n baas en hy roep 3 mense wat vir hom werk, en vir die eerste een gee hy 5 muntstukke, en vir die tweede een gee hy 2 muntstukke, en vir die laaste een gee hy 1 muntstuk, en dan gaan hy weg, en die eerste 2 die muntstukke verdubbel, en die laaste een het die muntstuk begrawe. Maar Matteus en Markus vertel dit so, maar Lukas kom en hy vertel daai selfde storie op 'n ander manier. En as dit in die Bybel gebeur, is daar 'n rede hoekom God wil hê die storie moet ook anders gehoor word. So ek het so 'n bietjie dieper gaan krap. Nou wat hier gebeur in Lukas se weergawe van die gelykenis van die talente, hierdie is nie die gelykenis van die talente nie. Hierdie is die gelykenis van die minas. Ek sal nou vir jou verduidelik wat dit is. Nie 'n mina soos vir 'n tipe voël nie, 'n mina, nê? In hierdie gelykenis kom 'n ryk man of 'n man van hoë afkoms, met ander woorde iemand wat old money is, nê? Iemand wat se geld oor generasies kom. En hierdie man wat die hele gemeenskap na opgekyk het, roep 10 van sy slawe en hy gee vir hulle elkeen 1 munt. En hy sê, gaan woeker daarmee, gaan werk daarmee. En dan na tyd, dan kom hy by die eerste een en die eerste een sê, maar ek het hierdie 1 muntstuk gevat en ek het dit 10 gemaak. En die tweede een kom en hy sê, ek het hierdie 1 muntstuk gevat en ek het dit soveel gemaak. En die derde een kom en hy sê, maar ek was bang geweest en ek het dit weggesteek, en dan is die baas kom kwaad en so aan en so aan. En dan vertel die storie nie eers wat gebeur met nommer 4 tot 10 nie. Die storie stop sommer net daar in terme van die munte. Nou ek wil, omdat ons nie die Bybelse geldstelsel verstaan nie, en die munte en note wat hulle gehad het, ek dink nie hulle het note in daai tyd gehad nie, net munte. Omdat ons dit nie verstaan nie, het ek bietjie daaroor gaan Google en gaan AI, julle weet Google AI saak, nê? Grieks mina is 'n munt. Dis vertaal met 'n munt. Nou die Engels gaan ek nie eers, as dit silwer was, as dit silwermuntstukke was dit rolweg 570 gram silwer, en dit verteenwoordig enige iets tussen 1.800 en 10.800 rand, wat hulle gegee is, né? Daai muntstuk. Hoekom weet ons nie, want dis baie relatief, ongelukkig die Bybelse munte, ons kan nie vandag nie, so hulle sê dis 'n min of meer, enigiets tussen 18.000 en 108.000. Dis 'n verskriklike klomp geld as dit 108.000 rand was. Nou as dit
As ons dit anders omreken en sê in plaas van die gewig van die staal, want as dit goud was, is die waarde nog hoër. As ons kyk na wat was in daai tyd, as jy 'n mina in jou hand gehad het, wat het jy vasgehou in terme van wat kan ek by die winkel daarmee maak, dan was dit 3 maande se salaris. Nou wie hier kry 'n salaris? Wie kry 'n salaris hier? OK? Ongeag wat jy kry, maal dit met 3. Is dit goeie geld? Dis 'n bonus met nog 'n bonus. Dis 'n 13de check en 'n 14de check. En iemand kom en hy gee vir jou soveel. En hy sit dit in jou hand. Hy sê vir jou, hier's 3 maande se geld. Wat jou besigheid sou gemaak het, of wat jou boerdery sou gemaak het, of wat jy sou verdien het. Hier's 3 maande se geld. Vat dit, moenie gaan vakansie hou nie, werk daarmee. En kyk wat jy daarmee kan vermag. Dis God wat deur Jesus se gelykenis kom en vir my en vir jou sê, jy het klaar daai boom geklim. Want is direk daarna. Jy het klaar daai boom geklim, jy het uitgeklim, jy het Jesus ontmoet. Jy het jou lewe vir hom gegee en nou kom God en hy sê, maar ek het iets in jou hand gesit. Ek het iets vir jou gegee wat net jy kan doen. Marnel, ek vra hom verskoning, maar ek gaan op jou pik volgend. Marnel is ongelooflik kunstig. Sy sal dit nie erken nie, want sy is heeltemal te nederig daarvoor. Maar Marnel is ongelooflik kunstig. 'n Klomp van die skilderye wat julle hier sien, die groot skilderye in die portaal, die skilderye in my kantoor, het sy gedoen. Sy het vanoggend nie toevallig nie, die Here het geweet ek wil oor jou praat. Sy het die kruis vanoggend mooi gemaak en dis haar gawe. Dis wat sy doen vir die Here. Dis vir die Here in haar hand gesit het. En as jy op haar Facebookblad gaan kyk, jy gaan sien sy het koshuis se mure geverf en kinders se kamers geverf en 110 goed al in hierdie dorp geverf. En elke keer as sy dit post, dan sien ek hoe God deur haar werk en plekke mooi maak deur dit wat sy doen. Dis wat sy in haar hande het. So Jesus kom en hy sê vir my en vir jou, elkeen van ons, sê hy, jy het uit daai boom uit geklim, jy het jou lewe vir my gegee, maar jy het jou hart vir my gegee. Ons maak hom so, ons gee ons harte vir Jesus. Ons gee nie ons hande vir hom nie. Ons gee nie ons voete vir hom nie. Jesus kom en hy sê, okay, nou het jy jou lewe vir my gegee, maar as jy jou lewe vir my gegee, dan gee jy jou lewe vir my. Dit wat jy doen vir 'n lewe, dit waaruit jy inkomste verdien vir 'n lewe, dit doen jy nie vir 'n baas nie, dit doen jy vir God. Want God kyk. God sien of jy in jou werksure Facebook op jou baas se internet. God sien of jy in jou werksure werk aan jou werk. En God moet verheerlik word deur dit wat jy doen. Want elke keer, elke dag, dan kom hy, dan sit hy daai muntstuk in jou hand. En hy sê, ek gee vandag vir jou die koopkrag van 3 maande se geld. En ek sê vir jou, werk daarmee, want eendag gaan jy voor my staan, en ek gaan vir jou vra, was jou lewe 'n offer aan my, of was dit 'n offer aan jouself? Het jy jou bene, of jou hande bloedstompies afgewerk, vir God, of vir rykdom? En hoor my mooi, die Here het nie 'n probleem met mense wat geld het nie, glad nie. Inteendeel, die Here sê die arbeider is sy loon werd, dit wat jy maak, dit mag jy geniet, solank jy dit vir God doen en vir God sy deel gee. Dis al wat die Here sê, maar hy kom en hy sê, dit gaan nie net, dit help nie, ek en jy, sê, Here, hier is ek, hier is my hartjie, ek se kindjie klein, maak my hartjie rein, dankie, ek my kaartjie hemel toe is geboek, nou kan ek aangaan met my lewe soos ek aangegaan het nie. Die Here sê, nee, nou begin ek 'n lewe leef wat 'n offer is aan God, waar God elke dag sê, ek gee vir jou 'n nuwe dag, hierdie dag is joune, maak dit 'n dag tot my eer. As jy vanaand gaan slaap, dan moet jy sê, Here, dankie vir 'n dag gelewe, gedoen, gewerk tot u eer. En as dit nie 'n dag was tot God se eer nie, Here, jammer, môre probeer ek weer. So die eerste deel van die storie van die prentjies is klim die boom, en dan klim jy uit die boom, en jy loop in Jesus vas. Die tweede gedeelte is, wat is in jou hand? Wat het God vir jou gegee wat jy mee goed is? Wat maak jy daarmee? En nou die derde deel van die storie, dit gaan ons ook saam lees. Daar is 'n slide weg. Daar het 'n slide verdwyn. Om net gou kyk, miskien is hy, okay. Daar het 'n slide verdwyn. Ek gaan jou gou vra om saam met my te blaai na Matteus hoofstuk, nie Matteus nie, sorry, Lukas,
hoofstuk, waar is die weduwee? Hoofstuk 21, net die eerste paar verse. Lukas 21, die eerste paar verse. 'n brandarm weduwee is 'n kosbare gawe. Jesus het opgekyk en sy oog laat gaan oor die rykes. Man, hulle is nou in die sinagoge en is tyd vir die offergawes. Hulle het nie 'n mandjie gehad wat verbygekom het nie, dit was so 'n kus wat by die deur gestaan het. En elkeen stap daar verby en elkeen gooi in en iemand staan en kyk, nou hoeveel gooi in. En Jesus se oog sien hierdie toneel wat homself afspeel. Hy sien toe ook hoe 'n arm weduwee 2 muntstukkies, verkleiningsletter, né? 2 muntstukkies ingooi en hy sê, wees verseker julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as hulle almal saam. So Jesus kom en hy sê, daai 2 klein muntstukkies, daai 2 verpiepte verskoning vir geld muntstukkies, wat sy ingegooi het, is meer as wat al die ander ingegooi het. Hulle het uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het, ten spyte van haar behoefte, alles ingegooi, wat sy as lewensonderhoud gehad het. Nou, onthou julle die eerste munt, in die eerste storie, hoeveel dit werd was? Daar's 'n rede hoekom hulle in Afrikaans dit met 'n verkleinwoord vertaal het, want hierdie is lepta, muntstukkies, 128ste van 'n dagloon. Met ander woorde, vat jou salaris, deel dit deur 20 vir die aantal werksdae, min of meer, en dan vat jy daai 1/20ste van jou salaris, en jy deel dit deur 128. Dis wat sy in haar hand gehad het. 2 van daai 128stes van 'n dag. Nou as ons dit omreken vandag, weer eens, is moeilik om presies te bepaal, is dit ergens tussen 2 sent en R7.20. Ergens in daai omgewing. Dis al wat sy in die offermandjie gooi. Verstaan julle dat dit minder as min is? Wanneer laas het jy 'n 2 sent gesien? Ek dink die kleinste munt wat ons deesdae in sirkulasie het, is 'n 10 sent. As jou kleinkinders, as jy vir hulle 2 sent gee, gaan hulle vir jou sê, wat's hierdie? Hy het voëls op. Gewoonlik. Ek dink hy het 2 voeltjies opgehad, die 2 sent, as ek verkeerd, was dit die 1 sent. 1 sent, goodness gracious. Sien, daar gee jou ouderdom weg. In elk geval. So, nou kom Jesus met die 3de deel van vandag se storie. Die eerste een was, klim uit jou boom uit, gee jou lewe vir die Here. Die tweede gedeelte is, wat is in jou hand? Werk daarmee vir die Here. En die 3de deel is, al dink jy dit is min. Want sien, dis ons probleem. Ons as mense, jy kyk na 'n predikant, jy kyk na wie ook al, jy kyk na iemand na wie jy opkyk, of iemand wat baie vir die Here beteken. En selfs ek is daar. Ek kyk op na die mense na wie ek opkyk en dan dink ek, wat is ek besig om te doen? My lewe raak nie naaste by soveel mense soos Billy Graham nie. My lewe raak nie naaste by soveel mense soos Bill Hybels of Rick Warren nie. Wie is ek? Ek is hierdie armsalige Afrikaanse seentjie wat hier op 'n klein dorpie in die Limpopo provinsie ergens iets probeer doen vir die Here. Ek's nie in Chicago of in Washington of New York en miljoene mense stroom om te luister en te hoor ons almal doen dit. Ons dink hierdie maar ek is net 'n boer. En ek het nie eens 'n groot stukkie grond nie, ek het maar 'n klein lappie aarde. Of ek is maar net iemand wat waterpype regmaak, of ek is maar net iemand wat probeer om 'n kar of 2 te verkoop, of ek is net iemand wat dit of dat of dat of dat, ek is net hierdie persoon wat hierdie bietjie doen. Hoe kan ek iets vir die Here beteken? Dit is so eenvoudig. Ek kan geen nie om wat jy doen nie, ek kan vir jou verduidelik hoe doen jy dit vir die Here. Soos Oom Daan verkoop trekkers. Nou wat het die Here en trekkers met mekaar te doen? Baie eenvoudig. Daai trekker gaan uit by hulle winkel, hy gaan werk in 'n land, hy verbou kos, sodat God se mense kan eet. Sonder Oom Daan, geen boere nie. Of ons kan probeer ploeg met 'n koei wat 'n ploeg trek. Nie almal gaan kos kry nie, maar die een wat voor staan in die tou sal dalk iets kry. Ons het baie meer mense wat ons nou moet voer. Ons het nou trekkers nodig.
En so kan ek gaan of jy 'n bankbestuurder is, of jy polisse verkoop, of jy mense, ek het so gelag, ek was een keer in 'n mannegroep, baie jare terug het ons 'n klomp mans bymekaar gebring, ons doen dit nou weer begin doen, op Dinsdagoggende, maar in daai tyd was daar 'n oom gewees, en hy het by Wissani gewerk, en dan vra ons vir hom, elke keer as iemand niets in die groep kom, dan moet elke een sê wat hy doen, en hierdie oom het elke keer sonder uitsondering gesê, as jy vir hom vra wat doen hy vir 'n lewe, het hy gesê, hy plant goed wat nie groei nie. Which is the truth. Hy het goed geplant wat nie gegroei het nie, hy het kiste in die grond gesit, dit was sy werk. Elke ding wat jy doen, met jou hande, met jou lewe, kan jy doen vir jouself, of jy kan dit doen vir God. En partykeer dink jy, daai ietsie wat jy het, is so klein gemeet teen, want as ons 'n kunstenaar is, dan meet ons teen Renoir of Van Gogh, of teen wie ook al. Daar's altyd iemand wat meer en beter en groter is. Maar Jesus kom met hierdie verhaal, en hy sê, met hierdie verhaal van die 10 muntstukke, sê hy, ek gee vir jou deel. Hier is jou deel, werk daarmee, jy's net aanspreeklik teenoor my. Hulle het nie na mekaar toe gedraai en gesê, hoeveel het jy gemaak, hoeveel het ek gemaak nie. Almal het 'n beurt gehad om voor daai hoë persoon te gaan staan en verslag te doen van dit wat hulle gedoen het. En daai weduwee, sy die klein bietjie, arm versukkeld, het sy geloop, en sy het gesê, al wat ek vir Jesus kan doen vandag, al wat ek vir die Here kan doen vandag, is hierdie my laaste 2 muntstukke. En sy het dit ingegooi, 2 sent, of R7.20, of enigiets ergens in die middel, en sy het dit ingegooi, en sy het gesê, en nou vertrou ek God vir my lewe, want ek het niks oor nie. Ken julle daai uitdrukking wat hulle gebruik in sport, wanneer hulle vir die span sê, as jy uithardloop, dan sê hulle, leave everything on the field, met ander woorde, speel jou hart uit, speel jou lewe uit, gebruik elke kans tot die volste, moenie na die tyd sê, ek kon nog, ek moes harder gehardloop het, ek moes vinniger getackle het, sit alles op die veld. Dis wat Jesus met hierdie hele 3 tonele vir ons vandag wil vertel. Hy wil kom en hy wil vir jou sê, klim 'n boom, sien Jesus raak, en dan klim jy uit jou boom uit, en jy loop in Jesus vas, en jy maak reg wat verkeerd is in jou lewe, en jy gee jou lewe vir die Here, en dan begin jy, en jy sê, Here, hierdie is wat ek is, hierdie is wat ek kan doen, Here, ek kan praat, so ek kan preek. Dit sal ek vir die Here doen. Wat ook al dit is wat jy kan doen, al is dit net om in jou kamer te sit en te bid. Doen dit vir die Here. Al het jy geen meer lewenskrag oor nie, al wat jy het is jou brein in jou mond en jy kan 'n gebed mompel. Al is dit al wat jy het om te doen, dan is dit wat jy doen. En dis wat die Here vir my en vir jou vanoggend wil kom sê. Hy wil vir jou sê, wat is in jou hande? Nadat jy jou hart vir my gegee het, nadat jy jou lewe vir my gegee het, wat is in jou hande? Gee dit, gebruik dit, maak dit 'n offer aan God. Jy hoef nie so radikaal te gaan so Saggeus nie. Jy hoef nie nou te gaan na hierdie diens en te sê, okay, Saggeus het gesê, die helfte van wat hy het, dit gee ek nou vir die Here nie. Die Here sê, moenie so radikaal wees nie, jou kinders wil nog vanaand eet. Die Here sê, wow, wat is in jou hand? Wat gee ek vir jou? Waarmee werk jy? Wat is dit wat jy elke dag doen? Doen dit vir die Here. Nie vir 'n performance evaluasie nie, nie vir 'n verhoging nie, nie vir 'n bonus nie. Want as jy doen wat jy doen vir die Here, sal daar 'n bonus wees. Sal jy 'n goeie performance evaluasie kry? Sal die plante wat jy plant groei? Selfs al kom die wind en die weer en die haal. God sal jou onderhou. Hy doen dit, hy beloof dit. Selfs al lyk dit vir jou wat jy het om te doen min, dis min. Dis so klein. Die Here kan dit gebruik, hy wil dit gebruik. Hy wil spog oor jou by die engele. In die boek Job, aan die begin, dan is daar 'n gesprek tussen
tussen die Here en die duiwel. Dan vra die Here vir die duiwel, so asof hulle een keer 'n week koffie gedrink het. Dis gee jou daai vibe. Jesus of die Here en die duiwel het so een keer 'n week koffie gedrink. Dis hoe dit voel. Want die duiwel kom by die Here en hulle praat oor weet hoe lyk die weer en whatever. En dan kom die Here en sê, maar waar kom jy vandaan? Ek het jou lanklaas gesien. En dan sê die duiwel, ek het die aarde getoer en vir al die mense gaan kuier. En dan uit al die mense op aarde, dan kom die Here en hy sê, en my dienaar Job, het jy hom gesien? En as ek daai woorde hoor, dan wonder ek of God my naam daar sou sit. En my dienaar Johan, het jy hom gesien? En my dienares Shamaine, het jy haar gesien? Sal jy jou naam daar kan sit? Sal God dit daar sit en kan sê, ek breek oor jou in die hemel? Want dit wat jy doen, nadat jy jou lewe vir my gegee het, dit wat jy gebruik, wat ek in jou hande geplaas het, dit maak my hart bly. Een van die jong mense in ons gemeente het by Marenski se het sy 4 rekords gebreek. Die enigste rekord wat ek op skool gebreek het, was vir hoe stadig ek gehardloop het, hoeveel keer ek laaste gekom het, hoe ver die persoon wat voor my klaargemaak het. Dis die pryse wat ek gewen het. Ek speel golf, dan wen ek die prys vir die meeste golf. En as jy enigiets van golf weet, dis presies wat jy nie wil wen nie. Maar ek kan nie na die Here toe gaan en sê, Here, wanneer is die taffie hierdie Saterdag? Ek moet net nou spesiaal in gebed intree vir die mense wat hierdie jaar die taffie doen. In elk geval. En so wanneer dit by sport kom, dan staan ek beslis nie voor nie tuin. En miskien voel jy so. Jy kyk na die mense, ek moet nie hierdie mikrofoon slaan. Jy kyk na die mense om jou, of jy kyk na die mense in die tydskrifte, of die mense op die nuus. En jy sê, maar ek raak nie soveel lewens aan soos daai nie. Die Here sê, moenie jou vergelyk met ander nie, vergelyk jou met jouself. Vergelyk jou met wat ek in jou hande gesit het. God vra vir jou, het jy uit jou boom uitgeklim en in my vasgeloop en jou lewe vir my gegee? Gebruik jy wat in jou hande is tot my eer? En selfs al dink jy dis min, ek wil dit gebruik, sê die Here, en ek gaan dit gebruik, sê die Here, en moenie dink dis min nie, sê die Here. Dis wat jy het, gebruik dit. En dit is God se boodskap vir my en vir jou vanoggend. En dis waarvoor ek en jy teenoor hom gaan aanspreeklik staan. So, ek wil nou vra, maak toe jou oë. Maak toe jou oë. Stel jouself voor, maar God het verhoed dat dit vandag gebeur, maar stel jouself voor, jy is dood. Jy staan nou, jy's dood, jy staan voor die Here en hy sê, kom ons speel 'n video van jou lewe. Kom ons kyk, hoeveel het jy gedoen vir my, en hoeveel het jy gedoen vir jouself, of om ander mense te impress. Hoe gaan jou video lyk? Gaan jy skaam voor die Here staan, of trots voor die Here staan? Nou bid ons saam. Here God, ons is jammer. As die video van ons lewe speel, is daar heeltemal te veel wat praat van my eer, my guns, dit wat ek gedoen het tot my voordeel, dit wat ek gedoen het om myself te bevoordeel, soms selfs ten koste van ander. Here, hier is ek opnuut, ek gee my lewe vir U. Ek kom staan voor U, ek klim uit my eie boom uit. Ek kom staan voor U en ek sê, Here, ek is jammer vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Ek sal dit regstel. Nou, Here, sien ek die muntstuk in my hand. 'n Muntstuk met hoë waarde. 3 maande se salaris. Dis groot geld, groot dinge wat U my mee vertrou, Here. En U gee dit vir my elke dag nuut en ek gaan dit elke dag gebruik. Maar Here, vir party van ons lyk daai muntstukkies klein, niks werd. Ek is dan nog in die laerskool, ek is nog net in die hoërskool, wat kan ek doen? Ek is oud, ek is afgetree, is maar net ek in my huisie. Here, U kyk na wat in ons hande is, selfs al is dit min. En elke dag vra hy dieselfde vraag.
Wat maak jy daarmee? Mag jy ons nie ydel vind nie, selfgerig vind nie. Mag jy vind dat ons werk vir u en vir u koninkryk, met dit wat u vir ons gegee het. En daarom wil ons hierdie week wat voorlê, kom vra Here dat u met ons sal wees in dit alles, in hartseer, in siekte, in tekort en in oorvloed. Wees met ons, Here. Dra ons. Vandag is die eerste dag van 'n nuwe maand. Here, dit voel vir party van ons asof die geld in ons rekening ingekom het en die aftrekorders het alles gevat en nou begin ons maar weer leef op die overdraft. Ander van ons is meer gelukkig as dit. Here, wat ons het, is nie ons nie. Wat ons kan doen, is nie vir onsself nie. Dis vir u, Here. Mag ons hierdie week maak 'n offer aan u, ons God. Here, dra elkeen wat deur moeilike tye gaan, tye van tekort of tye van hartseer of tye van siek. Maak heel, maak gesond. Gee vir elke een van ons 'n ryk en 'n vol lewe, wat ons kan leef tot u eer. En nou, Here, wil ons, soos die dienaars met die munte en soos die weduwee met die paar muntstukkies, wil ons kom en ons wil sê, Here, u verwag van ons 'n minimum. In u woord sê u die minimum wat ons u skuld. Dis 'n tiende. 'n tiende uit ons besigheid, of 'n tiende uit ons salaris, of 'n tiende uit ons tyd. Here, ons kom en ons kom sit dit voor u neer. Ons kom gee dit vir u, as ons tiendes en ons offergawes, en ons vra, Here, gebruik dit vir u koninkryk, tot u eer. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Ontvang nou die seën van die Here, uit sy woord vir woord uit sy woord, sê God oor jou lewe, vanoggend, vir vandag, vir elke dag, totdat hy jou kom haal. Mag die Here se woord die lamp wees vir jou voete en die lig vir jou pad. Mag jy in sy woord ontdek, dat die Here sal vir jou goed wees, en hy is vir jou goed, dat die Here vir jou sorg en vir jou sal sorg, dat die Here jou raak sien en sal aanhou raak sien, dat die Here vir jou sy liefde gegee het, gee en gaan aanhou gee, dat die Here jou goedgesind sal wees, en vir jou voorspoed gee. So verbind hy hom aan jou, want jy is sy kind, en hy wil jou seën. Amen.